storie van die kerk is 'n interessante verhaal. Ons het nou juis 'n vorige keer gepraat oor Oktobermaand en Novembermaand as deel van hoe ons dink oor die kerk se geskiedenis, die kerk se storie. Onthou jy nog Oktobermaand toe ons die hervorming van die kerk gevier het, die begin van die reformatie in Oktober toe Luther begin het met 'n veldtog om die kerk nie te laat dink oor kerk wees. En in Novembermaand het ons mos nou juis nagedink hoe die eerste Afrikaanse algemene kerkvergadering hier in Kaapstad plaasgevind het in 1824. Nou ja, die geskiedenis van die kerk, het gaan verder terug as dit. Ons het juis 'n bietjie gepraat oor daardie eerste gemeentes en watter swaar kry hulle beleef het. Onthou jy nog, ons het gepraat oor die vervolging waaraan die eerste Christene blootgestel was? Ja, Christene wat doodgemaak was, bloot eenvoudig vir die feit omdat hulle glo. Maar die vervolging was nie net wreedaardig nie, maar soms ook verneig in die opsig dat mense nie fisies doodgemaak is nie, maar ja, beledig is, uitgelag is, uitgejou is, uit die samelewing geskuif is. Dit was deel van die vervolging. Maar daar was 'n tweede dilemma waarmee die eerste Christene te kampe gehad het. As ons reeds weet van die vervolging, was 'n tweede groot dilemma, die van dwaalleer. Ja, die eerste Christene was blootgestel aan mense wat hulle eie idees en opinies oor wie Jesus was en wat hy nou eintlik van ons kom vra gehad het. En hierdie dwaalleraars het mense afgerokkel van die regte waarheid van die evangelie. En is juist daarom dat ons kry dat iemand soos Petrus in 1 Petrus 2 juist vir gelowige mense wil verduidelik, jong, julle moet vas staan in die ware leer wat die apostels verkondig het. Dis die pad wat die kerk moet loop. Dis hoe die geskiedenis, die verhaal van die kerk verloop. Hou vas aan die waarheid. Petrus verduidelik dit so, as hy sê, jong, die leer van Jesus Christus is die hoeksteen vir die gebou wat gebou word. En dan probeer hy nou 'n metafoor gebruik deur te verduidelik dat Christene is soos 'n tempel, soos 'n geestelike huis waarin God kom woon, maar soos ons goed weet, enige gebou sal nie so maklik bestaan as dit nie 'n stewige, goed gevestigde fondasie het nie. En hierdie hoeksteen, die belangrikste steen in die gebou, bepaal mos nou die totale bouproses en bouplan van daardie gebou. Dit wil Petrus dan nou sê. Die hoeksteen is Jesus Christus. Niks anders nie. Bly weg van dwaallere. Iets wat anders as Jesus Christus wil verkondig, is nie die waarheid nie. En dan probeer Petrus dit juist verduidelik deur te sê, daardie hoeksteen, Jesus Christus, word die fundament waarop Christene kan bou, die positiewe deel daarvan, maar, en waarskynlik die negatiewe, daardie hoeksteen, Jesus Christus, word dan ook 'n rots, waarteen die dwaalleraars hulle sal stamp en struikel. So maar ons hoor nou juist dat die pad van die kerk, die verhaal van die kerk, kan oor niks anders gaan as oor die verhaal van Jesus Christus nie. Ons het nou 'n bietjie teruggekyk na die geskiedenis van die kerk, maar die geskiedenis van die kerk het ook 'n toekoms. En dit word bepaal hoe ek en u bou. Is die hoeksteen vir ons lewe steeds Jesus Christus, die waarheid en die weg, dan het die kerk ook 'n toekoms.